Ekskuus, daar is hy. Goeiemôre julle, ekskuus, ek sien nou dat die klank was nie aan nie. Ek hoop die probleem is nou opgelos, dankie. Ek dink dis wat Jaap vir my probeer sê het. Ek sê dit reën baie lekker hier in op die rand, en het lyk vir my so ook maar daar by julle almal. Ons is dankbaar vir die reën wat die Here vir ons beskik het. Nou, ons gaan vanoggend verder met ons Bybelstudie oor die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ons is hier aan die begin eintlik nog besig met ons toetrede tot die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ek dink is ook gepas dat minstens een van die toegewyde groepe van ons gemeente moet ook 'n belydenisskrif hanteer. So ons gaan vanoggend dan verder met hoofstuk 2 van die boek Glo en Bely, wat geskryf is deur Dominee Thys Booyens, wat voorheen predikant was van Heilbron gemeente. Ons wil saam bid. Ek wil vra dat julle ook nou saam met my dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, die lewe daar buite is besig, die lewe daar buite is moeilik, en die lewe daar buite kan soms baie uitdagings vir ons as gelowiges hê, en daarom raak ons ook stil voor U in hierdie tye en bid ons dat U aan ons die krag sal gee om gelowiges te wees, om werklik die kinders te wees in 'n wêreld wat die getuienis oor ons Here Jesus Christus moet hoor. Ons bid, Here, dat U ons nou ook sal voorberei en sal toerus deur hierdie Bybelstudie, sodat ons werklik lewende getuies kan wees van die hoop wat daar in ons lewe. 'n Hoop wat vas is, omdat ons in U en U Seun en die Heilige Gees die ware God ken. Mag dit ook wees dat ons self vrede en rustigheid beleef, en dat juis hierdie vrede en rustigheid wat in ons is, 'n geweldige, kragtige trekpleister sal wees vir ander mense. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, ek beskou hierdie hoofstuk eintlik as baie, baie belangrik. Ek dink dat een van die belangrikste take van die kerk is uit die aard van die saak om te glo en om te bely. En ek dink nie ons kan ooit genoeg voorbereiding doen hoe om dit te doen en met mekaar daaroor te bly praat, dat dit geweldig belangrik is dat ons bly die evangelie verkondig, en dat elkeen van ons vir onsself persoonlik kan sê, waar is ek op hierdie oomblik besig in my lewe om my Here te verheerlik deur die evangelie te bring. En die kerk se taak is om die lidmate toe te rus, sodat lidmate voel, hulle het die selfvertroue om die evangelie te bring aan alle mense. Die Heilige Gees werk uiteindelik hierdie vertroue in 'n mens se hart. Die Heilige Gees rus ons toe, sodat ons hierdie heerlike werk van God kan doen. Ek wil vanoggend se Bybelstudie open met die eerste teksverwysing wat ons kry by die Nederlandse geloofsbelijdenis, sy eerste artikel, en dis Romeine hoofstuk 10 vers 10, maar ek lees 'n bietjie meer van Romeine 10. Dis altyd 'n goeie idee sodat 'n mens 'n vers ook binne sy konteks kan sien. Hier gaan dit vir Paulus daaroor dat ons juist dit moet doen wat ek nou hier gesê het, en dat ons ook moet besef, dit is nie altyd maklik nie. As 'n mens net kyk na die geskiedenis van die kerk, soos verwoord in die Bybel, dan sien 'n mens maar gelowiges bely hulle geloof, en dit is baie keer 'n baie duur belydenis, want hulle word daaroor vervolg. Jy het nie altyd kitsresultate nie. Jy kry suksesse, en daardie suksesse is wonderlik. En ons moet daardie suksesse moet ons vier, en ons moet God daarvoor dank. Nou ek begin deur te lees in vers 9, ek gebruik maar weer die 2020 vertaling.
Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan, hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja vra immers, Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het? Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Ek vra egter, het hulle dit dan nie gehoor nie? Inderdaad, want oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en hulle woorde tot by die uithoeke van die bewoonde wêreld. Ek vra weer, het Israel dit dan nie verstaan nie? Eers sê Moses, ek gaan julle jaloers maak op mense wat geen volk is nie. Oor 'n onkundige volk gaan ek julle kwaad maak. En Jesaja gaan self so ver om te sê, ek is gevind deur diegene wat nie na my gesoek het nie. Ek het verskyn aan diegene wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na ongehoorsame en opstandige volk. Hierdie is 'n groot verantwoordelikheid, dis 'n taak waaroor die Here met ons eerlik is. Hy sê vir ons, dis nie 'n maklike taak nie, om te glo en om te bely nie, om te getuig nie. Dit is nie 'n taak wat jy nie ook maar seer sal kry nie. En ek bedoel persoonlik seer kry nie, want mens kry van hierdie mense met wie jy werk baie lief. Maar op die einde van die dag kan jy vir hulle niks meer doen as om die evangelie aan hulle te verkondig nie. Die afgelope tyd het ek ook met mense gewerk wat aan die einde van hulle lewe kom en wat nog nie volledig 'n besluit geneem het oor God nie. En ek moet vir julle sê, 'n mens beleef by jouself geweldige spanning as jy met so 'n mens praat, want jy wil so graag hê daai mens moet die Here Jesus as enigste verlosser omhels. Maar jy kan daardie persoon nie dwing nie. Jy moet wag en jy moet rustig wees, sodat God op sy tyd geloof in daardie mense hart werk. En jy kan net bid dat hy vir jou genoeg tyd gee, dat jy met daai mens kan werk om jou werk klaar te maak. Goed, ek lees ook vir julle artikel 2 of artikel 1, ekskuus, van ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons het nou die geskiedenis verlede week gehad, ek gaan dit nie herhaal nie. Hy begin altyd met, ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Moet jy kry hier die eienskappe, sê party mense, die karaktertrekke van God in hierdie hoofstuk, en dan in hierdie hoofstuk
in hierdie artikel, die karaktertrekke van God, en dan mond al hierdie karaktertrekke van God uiteindelik uit in die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Maar ons wil net konsentreer op hierdie gedeelte, ons glo almal met die hart en bely met die mond. Ek gaan nou vir ons weer die stuk vertoon wat ons ook gehad het en wat ek ook vir julle uitgestuur het. Die stuk van glo en bely. As ons net gou hier weer kry. Daar is hy. Nou, ons glo almal met die hart en bely met die mond. Opmerklik dat Guido de Bree in sy belydenis begin nie soos in die algemene belydenisskrifte nie. Nou moet jy onthou, die algemene belydenisskrifte is die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea en die geloofsbelydenis van Athanasius. Nou, hierdie belydenisskrifte is almal baie persoonlik van aard, in die sin van dat dit begin met ek glo in God. Die geloofsbelydenis van Athanasius begin 'n bietjie op 'n ander manier, maar daar is dus 'n verskil, in 'n belangrike verskil, om raak te sien dat die Nederlandse geloofsbelydenis begin met ons glo en bely. Nou, ek dink daar is ook 'n ander rede waarom Guido de Bree dit so gedoen het en wat nie hier genoem word nie. Onthou nou, die geskiedenis sê vir ons dat Guido de Bree wou met hierdie belydenisskrif die standpunt stel van die kerk, nie net sy persoonlike standpunt nie, maar die standpunt van die kerk wat vervolg is op daardie stadium deur die Rooms-Katholieke Spaanse koning. En hy het dit ook bedoel as 'n dokument om te sê, kyk, dit is wat ons glo, dat baie van die dinge wat vir u vertel word oor ons as gereformeerde gelowiges, is dood eenvoudig nie die waarheid nie. Hier is wat ons glo. Hier is ons standpunt. So ek dink dis ook hoekom hy dit geformuleer het, ons glo. Maar ten diepste is 'n belydenis altyd iets baie persoonlik. En kom ek sê nou gou vir julle 'n baie belangrike ding. Al wat jy moet doen wanneer jy iemand ontmoet, is gee jou eie persoonlike getuienis in die sin van wat ek glo. En dit is waar ons belydenisskrifte so nuttig is. Daar het jy dit in jou hand, wat ek glo. Ek kan vir iemand sê, as hy vir my vra, of as sy vir my vra, asseblief meneer, sê vir my, wat glo jy? Dan kan ek sê, ek glo in God. En ek kan vir jou sê, God is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek kan natuurlik die apostoliese geloofsbelydenis, wat ek die beste daar ken, kan ek maklik gebruik, om te sê en te verduidelik wat ek glo. Die wêreld is vandag baie skaam om eintlik standpunt in te neem oor enige iets. Mense het amper nie 'n mening en 'n opinie oor geloofsake nie, en dit is belangrik dat ek en jy met sekerheid oorkom wanneer ons met iemand praat. Maar voeg ook iets in van wat dit vir jou persoonlik beteken. Moet dit nie oordra as 'n koue stuk dogma nie. Dis omtrent soos 'n koue bord kos wat jy vir iemand gee. Kyk, die lekkerste kos, as dit nie die regte temperatuur is nie lekker nie. Maar as die kos warm is, en jy dien dit dan op, dan uiteindelik, dan kan iemand dit geniet. En wanneer ek sê, wat ek glo, wat ek van myself oortuig is, in my verhouding met God, en wat ek vind in die woord van die Here, as ek dit op hierdie manier doen, al gebruik ek die apostoliese geloofsbelydenis byvoorbeeld, dan is dit warm. Dan sien daai mens maar, hierdie persoon leef dit, en het dit self ervaar, en dit is oortuigend. Dit uiteindelik raak mense geweldig. Die ander belangrike ding is wat 'n mens altyd moet onthou, dat waar kom geloof vandaan? Geloof is die werk van die Heilige Gees onder die geklank van die woord. So maak ruim gebruik daarvan, nie net van jou belydenis nie, maar ook om jou Bybel oop te maak en te sê, dit wat ek hier doen ek, want ek glo dit met in my hart en ek bely dit met my mond. Dis wat ek hier lees in
byvoorbeeld Romeine hoofstuk 10, kom ek lees dit vir jou. Dis hoekom ek dit doen, dit is my motief, waarom ek hier besig is om met jou te praat. En jy moet empatie hê met daardie mens met wie jy praat, en met daardie mens se omstandighede. Jy moet jou oë oopmaak, dat jy kan sien, wie is hierdie mens? Jy bid ook voor die tyd, dat die Heilige Gees jou oë oopmaak, sodat jy kan inspreek in daardie mense lewe, in wat daardie behoefte is, van daardie mens. As jy sien dat daar is hartseer, spreek daardie hartseer aan. As daardie persoon daar voor jou staan en koud kry, trek eers vir hom 'n baadjie aan, dat hy warm is. Want jy moet die liefde wat God aan jou bewys het, en waarvan jy so in jou hart seker is, moet jy aktief demonstreer, moet jy wys. Jy moet oortuigend wees. En dis wonderlik om te kan bely, want elke keer as ek bely, verheerlik ek die Here. Is ek besig om my primêre lewensroeping uit te leef. So ja, ek dink is baie belangrik dat ons as 'n kerk, as 'n gemeente saam, soos wat dit hier verwoord word in die Nederlandse geloofsbelijdenis, nou en nie later nie, maar baie dringend die verantwoordelikheid aanvaar om te sê, dis nie net ander mense se belydenis hierdie nie, dit is ons wat glo en wat bely en wat met jou wil praat hieroor. En ek kom nie met 'n koue bord dogma nie, ek kom met die deurleefde getuienis van 'n mens wat die woord van God lees en leef en wat opgewonde is oor wat in my belydenisskrifte staan. En ek praat met jou want ek gee om. Ek weet, God gee vir jou om, soos wat hy vir my omgee, en hy het vir my hierdie baie belangrike opdrag gegee om uit te voer. Jy moet ook deel word van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Goed, so, ek verwys net, kom ons kyk net na hierdie teks. Ek het geglo, hierdie teks van Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 13, en omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Ek is in staat gestel deur die Heilige Gees, want hy is ook aan my gegee, nie net aan ander mense nie. Jy moet dit glo. Al is jy nie die beste spreker nie, Moses was ook nie die beste spreker nie. Dieselfde Gees wat in Richard Wurmbrand gewerk het, van wie ons net nou sal praat, wat daar in Roemenië in die tronk was, en wat vir die Here moes getuig. Ek dink hulle reken, hy's een van die 5 bekendste Roemeniërs van alle tye. Die Roemeniërs het self so gesê. Daardie man was in sy hart oortuig dat die Heilige Gees werk in hom, woon in hom en werk in hom. Dit maak nie saak wat se werk jy gedoen het nie, of nou doen nie. Of hoe moeilik dit is vir jou om te kan getuig nie. Met die Gees van God in jou, met die krag van God in jou, met die mag van God in jou, wil jy vir my sê, jy kan dit nie doen nie? Dis tog nie waar nie. Maar elkeen van ons kan deur God gebruik word, net soos wat hy vir Moses gebruik het, om die belangrikste figuur in die Ou Testament te word, die belangrikste menslike figuur in die Ou Testamentiese tyd. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Efesiërs 4 vers 5 en 6, en daardie woord almal wil ek beklemtoon. Glo dit. Ek vind baie keer dat ons as gereformeerdes het geweldig baie kennis. Selfs die gemiddelde lidmaat weet baie. Ons weet al genoeg, meer as genoeg. En dan baie keer dan het ons nog die verskoning om te sê, wel, ek dink nie ek weet genoeg nie. Ek dink nie ek is al gereed om hierdie werk te doen nie. Ek dink nie ek kan al sê, kom ek praat met jou oor die Here nie. Wel, jy is. Want dit is dieselfde Gees van God wat in ons almal is. En ons weet soveel.
Ons is al vir soveel jare so gereed om hierdie werk van die Here te doen. En dit is nie net 'n deel van ons gemeente wat dit moet doen nie. Ek weet ons gemeente het byvoorbeeld die sendingwerk waarvan ons lidmate betrokke is, en daardie sendingwerk gaan goed aan, maar dis ons almal se taak. Vandag nog geld dan die opdrag, ons glo en ons bely, want ons het die opdrag van die Here ontvang om disippels te gaan maak van al die nasies. Kom ons kyk so 'n bietjie verder. Ek dink ons geloof is gesetel op die troon van die middelpunt van ons wese. Ons is in ons diepste innerlike gegryp. Die geloof het op ons beslag gelê en ons lewe daaruit. Die regverdige sal uit die geloof lewe, lees ons in Romeine 1 vers 17. Ons ken geen ander lewensbron as die geloof in God nie. Die punt hier is, jy moet dit self glo en beleef dat jy 'n gelowige geword het. Jy kan nie daaroor onseker wees nie. Jy moet weet dat die Here jou wederbaar het. Nou die hele gesprek oor die wedergeboorte kom net nou weer, maar as jy wedergebore is, dan is jy gereed om die getuienistaak uit te voer wat die Here vir ons gee. Die Here het 'n gesprek met 'n baie geleerde teoloog oor die wedergeboorte. En ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 3. En ek sal dan iets sê oor die wedergeboorte en wat dit is en hoe dit werk en dat julle alreeds wedergebore is. Nou, in Johannes hoofstuk 3 lees ons, daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hier die tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. En Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie. Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie in hom glo nie, staan reeds veroordeel,
omdat hy nie in die naam van die unieke Seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Wedergeboorte moet jy van seker wees voordat jy belydenis van geloof kan doen. En ek weet nie of dit in jou geval so was nie, maar ek weet dat ek dit wel so doen en dat die kerkraad dit ook so doen. En dit is wanneer ons kinders ondervra of mense ondervra met die oog op belydenis van geloof aflegging, dan is een van die vrae wat ek definitief vra, glo jy dat jy uitverkies is en glo jy dat jy wedergebore is? En hulle moet op daardie vraag kan ja sê. Ek sê nie, glo jy dat jy 100% sekerheid het en altyd so seker is van jou uitverkiesing nie en dat jy nooit twyfel nie. Ek vra net, glo jy dat jy uitverkies is? Glo jy dat God het 'n plan vir jou lewe? In die tweede plek, glo jy dat jy wedergebore is? Met ander woorde, dat die Heilige Gees geloof in jou hart gewerk het. En dit is wat die Here Jesus hier vir Nikodemus probeer sê. En nou kom Nikodemus en hy sê, Here, ek verstaan hierdie ding nie, ek kan verstaan daar is 'n natuurlike geboorte. Maar wat is hierdie gebore word vanuit die hemel? Dit is die wedergeboorte. En dan verduidelik die Here vir hom, dat dit is iets wat God doen. Dit is iets wat God in sy krag doen. Dit is die kragtige herskepende werk van God self, die werk van die Heilige Gees. En dit gebeur onder die geklank van die woord. Nikodemus het natuurlik wel 'n volgeling van die Here Jesus geword, so hy is wedergebore. Maar die Heilige Gees is soos die wind, die woord vir die Heilige Gees in die Ou Testament is ook die woord vir wind, nee. En dit beteken hy waai waar hy wil. Hy werk soos hy wil, in wie hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil. Ons mense beheer nie die Heilige Gees nie. Ons beheer nie geloof nie. Geloof is 'n genadegawe wat God gee aan wie hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil. Ons het doeteenvoudig die verantwoordelikheid om presies dit te doen wat ons Here Jesus hier gedoen het vir Nikodemus. Wat doen die Here Jesus hier vir Nikodemus? Hy praat met hom, hy kommunikeer met hom, hy verkondig aan hom die waarheid. Hy wys vir hom die pad na die lewe toe, en dat hierdie pad na die lewe toe, na God toe, is 'n pad wat loop deur geloof wat God gee. En dit is wat ek en jy doen. En wat 'n mens natuurlik hiermee kan byvoeg of moet byvoeg, is dat 'n mens kan so 'n gesprek met 'n persoon dan ook afsluit deur te vra, kan ek vir jou bid of kan ek saam met jou bid? En gewoonlik sal iemand vir jou sê, asseblief bid vir my. En dan miskien met die gedagte dat jy sal by die huis vir die persoon gaan bid. Dan sê jy, kom ons bid saam, gee vir my jou hande, vat die persoon se hande en bid daar en dan in daardie oomblik vir daardie persoon. En dan moet jy natuurlik ook gaan en jy moet die werk wat gedoen is opvolg. Hele tyd is jy besig om werk op te volg. Ek het net nou gedink, toe ek nou so lekker sit en gesels hieroor, oor iets waaroor ek baie opgewonde is, toe dink ek juis aan opvolgwerk wat ek self moet doen in die verband. Ons glo met die hart, en ons lewe het waar geword wat Paulus verklaar, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade van die sondes, maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Efesiërs 2 vers 1 tot 10, hoe waar is dit van my, wat julle dominee is, hoe waar is dit van elkeen van julle wat daar sit en na my luister? God het ons lewend gemaak, soos wat hy destyds vir Nikodemus lewend gemaak het. Hy doen dit nog steeds op presies dieselfde manier. Dit is alles onverdiende genade, dit is maar net sy groote liefde, wat nie een van ons verdien het nie. En hy het ons lewend gemaak, al ons misdade, al ons sonde,
Al die mislukkings van die verlede van jou lewe is uitgewis. Ja, jy onthou dit nou miskien nog, en ander mense onthou dit miskien nog, maar dit word nie meer teen jou gehou nie. En daarom kan jy ook na mense toe gaan, kan jy om verskoning vra, kan jy vergifnis vra, en kan jy met 'n nuwe begin maak. God het die wêreld lief, hy het mense lief, hy het ons lief. Ons het dit ook gelees in Johannes 3 vers 3 en in vers 16, waar hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is so waar, dat ons redding is maar net 'n genade wat God in ons lewe beskik het. Goed, ek dink hierdie punt is baie mooi gemaak. 'n Mens moet op 'n stadium ook probeer om iemand te begelei, om te kom by 'n punt dat daardie persoon dan ook 'n besluit neem, en ek wil eintlik sê ook 'n onderneming gee. Ek wil bietjie wegkom van die Engelse woord 'n commitment afmaak, maar 'n mens moet 'n besluit neem. Mense stel dit verskriklik uit om besluite te neem deesdae. En jy moet mense, maar party mense moet jy sterker begelei as ander, maar mense moet begelei word om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle lewe. Jy kan nie altyd die verantwoordelikheid vir jou lewe op ander mense afskuif nie. Professor Paul de Bruin het altyd gesê, jy kry 'n sekere soort Christen, veral in die kerk, en veral ook in Afrikaans sprekende kerke wat hy die aardappelchristen genoem het. Nou, wat is 'n aardappelchristen? 'n Aardappelchristen se beste deel is altyd onder die grond. As jy by die aardappelchristen gaan sit in sy huis, dan vertel hy vir jou van sy gelowige oupa, ouma en ouers. Maar jy sit juist daar in daardie aardappelchristen se huis, omdat daar nie tekens is van 'n ware geloof in sy eie lewe nie, eredienste word nie bygewoon nie, die kinders kom nie by die katekisasie uit nie, dit wat in die samelewing gesê word van hierdie persoon is nie goed nie, so die beste deel is altyd onder die grond. So 'n mens moet jy oor baie bekommerd wees. Jy moet self verantwoordelikheid aanvaar vir Christen wees, vir ek glo met die hart en ek bely met die mond. Doen dit. Moenie net daaroor praat nie. Leef dit. Anderste kan jy jou beroem op 'n roemryke verlede van gelowiges, maar vir jou is dit van geen waarde nie. Ons lees in Matteus 12 hierdie woorde, ons bely almal met die mond. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart vol is van die Here, dan moet dit oorloop. Aan die vrugte word die boom geken, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Maak seker, kyk gereeld. Ons is in die week wat ons besig is met voorbereiding met die oog op die heilige nagmaal wat ons eerskomende Sondag wil vier. Deel van voorbereiding is dat jy juis aan jou lewensboom vanoggend gaan kyk. Trek 'n bietjie die blare weg, kyk 'n bietjie waar is die vrug aan jou lewe. Maak jy tyd vir ander of leef jy net vir jouself? Gister sit ek by my kantoor daar in Rodepoort en ek is besig met die voorbereiding van Woensdag aand, gisteraand se Bybelstudies, en as ek daarmee besig is, dan sit ek en ek werk vir ure om dit klaar te kry, want dit is baie werk en ek moet konsentreer, en ek sien, eers hoor ek so 'n vreemde geluid, en toe besef ek nie, wag 'n bietjie, dit klink vir my soos 'n motor wat nie wil vat nie, en ek sien ja, hier voor my venster, letterlik voor my kantoor se venster, hier staan 'n ou tannie en haar kar wil nie vat nie. Nou moet ek 'n besluit neem, nee. Gaan ek nou aangaan met hierdie werk wat vreeslik belangrik is, wat ek moet klaar kry, ek het die spertyd en dis ook die werk van die Here, of gaan ek as 'n gelowige opstaan, gaan kyk wat is fout en iets daaraan doen, en die som totaal van die tyd wat het my geneem het om haar te help, was minder as 30 minute, en toe loop haar motor, en dis 'n ding wat ek
kan sê, en ek noem dit nie om myself op die skouer te klop nie, maar dit was vir my belangrik, want dit beteken, ek kan nog by myself en my omstandighede en my take wat ek moet doen, kan ek by verbykom en ek kan iemand gaan help. Ek het nog, terwyl ons daar staan, toe haar kinders uiteindelik daar aankom, toe loop die motor al amper. Toe sê ek, ja, ons moet barmhartige Samaritane wees. Dit is presies die punt van daardie gelykenis ook van ons Here Jesus, dat jou naaste is die mense wat in nood is. Want een of ander tyd is die bordjies verhang en jy is in die nood. En dan gaan jy nie omgee wie stop by jou om jou te help nie. Jy gaan nie dan vir iemand sê, o, jy kan nie my naaste wees nie, want jy lyk nie soos wat ek lyk nie, of ek hou nie van hoe jy lyk nie, of wie jy is nie, en daarom wil ek nie, jy moet my sien as jou naaste nie. Ek het 'n verantwoordelikheid as 'n gelowige om my geloof uit te leef. En ek moet my daarin oefen. Elke dag moet ek my daarin oefen. Ek moet 'n geleentheid gaan soek om my te oefen in my geloof. En hoe kan hulle swyg wanneer hulle Here hulle daartoe roep? Elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Lukas 12 vers 8 tot 9. Hoe heerlik om te dink dat wanneer ek die Here bely in hierdie wêreld, kan ek die sekerheid hê dat hy sal my bely voor sy Vader en voor die engele. Soos wat die gelowiges in die verlede hulle geloof bely het, so moet ons dit vandag steeds doen. Die kerk het 'n geweldige groot en belangrike roeping in Suid-Afrika in die verband. Almal gebruik deesdae die naam vir hulle self van kerk, maar daar is meestal oral dwaalleer. Dit is, die wêreld is vol dwaalleer. Dit is baie belangrik dat ons die verkondigers is van die waarheid, dat ons die waarheid suiwer oordra, en daar is ons belydenisskrifte vir ons van ons skatbare waarde. En wanneer jy dit doen, en ek beleef dit ook in die werk wat ek die afgelope week weer gedoen het, by mense wat nie in die gemeente is nie, by mense wat in nood is, dat die verkondiger van die evangelie, hulle is bly oor jou. Uiteindelik as hulle die uitkoms sien wat God bewerk, dan is hulle dankbaar daarvoor en hulle prys die Here daarvoor. Ek wys hier op die woorde van Jesaja, o Sion, verkondiger van die goeie boodskap. Sion is die kerk. Klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap. Hef op jou stem op met mag, hef dit op. Wees nie bevrees nie, sê vir die wêreld, hier is julle God. Hier is my God, kom ek wys vir jou my God. My God is jou oplossing. My God help jou met jou probleme. En ek weet dit, want hy het my gehelp met my probleme. Hy is die een wat die lewe die moeite werd maak. Mag dit waar wees dat die Here van ons ook sê wat hy gesê het van daai gemeente van Pergamus in Openbaring 2 vers 13. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloor nie. Die plek waar ons deesdae woon is die troon van die Satan. En ek bedoel nie nou net hier in Gauteng nie, maar die mense daar in die Vrystaat sal dink, ja, dominee, jy het mos nou 'n deel van die week tyd ook daar in Gauteng. Jy's reg, jy is naby die troon van die Satan. Nee, glo my, hy is maar oralste. Ek werk baie op Heilbron, kry baie met sy werk daar ook te doen. Maar jy moet vashou aan die waarheid, jy moet weet wat is die waarheid, en daarom moet jy God se woord ken. Ons het gisteraand gehoor, ons moet in die woord bly, ons moet in die woord leef, want ek moet vir iemand met die waarheid na die persoon toe kan kom en die persoon kan help, want dis net die waarheid wat 'n mens kan help. Wat was die geval met die gemeente van Pergamus, met wie die Here
hier bo te doen gekry het. Pergamus het gewoon by die troon van die owerste van hierdie wêreld, die Satan, en Pergamus was swak, word selfs opgeroep om hulle te bekeer. Dit was maar ook 'n gemeente wat swaar gekry het, struikelend, klein en swak, en dan hou hulle vas aan die ewige bron van krag, die naam van God en die geloof in Jesus, en daarom kon hulle selfs getuies wees van hom, wat hulle daartoe geroep het in die piek, waar die troon van die Satan is. So gaan lees 'n bietjie weer hierdie brief, wat die Here Jesus skryf vir die gemeente van Pergamus in Openbaring 2 vers 12 tot 17. Die duiwel is altyd 'n vyand. Ek is onder die indruk hiervan, en ek moet julle gou vertel nog van Richard Wurmbrand ook. Ek is altyd onder die indruk daarvan dat die Here het ons nie verniet geleer, verlos ons van die bose nie. Dat ons daai gebed daagliks moet bid, en dat dit deel moet wees van ons gebede nie. Ek herinner julle aan wat Petrus geskryf het, dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hier is dan ook die verwysing, 1 Petrus 5 vers 8, en hy soek na die wat hy kan verslind. Of dit 'n heilbron is, en of dit hier in Gauteng is, hy is oral aktief besig, hy het ook mense wat in sy diens staan, en wat hy ook gebruik om ons aan te val. Hy probeer ons tot 'n val te bring. In die tyd wat Richard Wurmbrand is nogal gebore op dieselfde dag as ek, maar natuurlik was hy nou net baie ouer. Hy is gebore in 1909, ook op die 24ste Maart, en hy hy is gebore in Roemenië, of hy het geleef en gewerk in Roemenië. Nou, in daardie tyd, sal julle onthou, was dit 'n kommunistiese staat, 'n baie erge kommunistiese staat, eintlik openlik ateïsties, met ander woorde geen godsdienst van enige aard was toegelaat nie, en Richard Wurmbrand was eintlik 'n Jood wat tot bekering gekom het, en toe Luteraan geword het, en hy het veral onder die Jode gewerk, maar en daar is baie Jode in Roemenië, het die evangelie aan hulle verkondig, en hulle het hom gevang, en hy was by meer as een geleentheid, was hy dan opgesluit, maar, dit is, jy kan sommer net op Wikipedia 'n bietjie oor Richard Wurmbrand gaan lees, hy het 'n hele klompie boeke geskryf, maar hulle het hom, jaar in en jaar uit, het hulle hom gemartel, oor sy geloof. Met een geleentheid was hy in 'n sel vir 3 jaar in die donker toegesluit, in afsondering, waar daar niemand by hom was nie, en dan het hy deur daardie tyd gekom, deur vir hom 'n gedeelte uit die Bybel te identifiseer, en dan in die dag het hy geslaap, maak seker nie saak as daar nie lig is nie, en in die nag het hy dan vir homself 'n preek geskryf van hierdie gedeelte, en dan het hy die preek vir hom self gepreek. En dit het hy dag vir dag, week vir week, maand vir maand, het hy dit gedoen. En dit het hom deur hierdie geweldige marteling gedra. Sy vrou is ook op 'n stadium, is sy ook gearresteer, ook toegesluit, of was in 'n kamp gewees. Sy is weer vrygelaat. So hulle was absoluut toegewyd aan die werk van die Here, en hulle is later, is hy losgekoop deur 'n sendingorganisasie, en hy het uiteindelik in Amerika opgeëindig, waar hy met hierdie werk voortgegaan het, om die wêreld bewus te maak van vervolgde Christene. Baie boeke geskryf. Richard Wurmbrand het op die ou einde nooit stil gebly nie. Hy het altyd dit wat hy geglo het, hy bely. Hy het bly daaroor praat, al het dit sy gesin direk geraak. Dit was vir hom 'n hartsaak. Ons lewe nie meer in die tyd van die ystergordyn, dat ons die ystergordyn vrees nie.
Die bamboesgordyn verwys glo ek sover as wat ek weet na China en die kommunisme van China, en ek dink dis 'n wesenlike gevaar vir ons in Afrika, veral ook in Suid-Afrika. Ons het 'n regering wat dik vriende is met die Chinese en wat self kommunisties, marxisties is, en alhoewel hulle praat van God, is hulle eintlik maar kommuniste en marxiste, en jy moet dit altyd onthou dat kommunisme en marxisme is die Christelike godsdienst baie vyhandig. Dit is alles die werk van die duiwel, wat die Christelike godsdienst aanval, wat die wêreld probeer wegkry van God af, wat ons probeer stil maak, dat ons nie oor God praat nie, sodat die duiwel sy gang kan gaan met hierdie wêreld. So as ek wil weer eens die punt maak, en dit is vir my baie sleg, wanneer lidmate by my kom sit en hulle is bekommerd daaroor dat ek te veel tyd het om die evangelie te verkondig, ook buite die gemeente, en nie genoeg tyd het om met hulle te sit en gepraat nie. Ek vra vir 'n persoon nou die dag, maar ek en jy klaar hieroor gepraat. Ons het nie nodig om vir ure hieroor te praat nie. Ek kom ons hierdie tyd dan gebruik ook om die evangelie te gaan verkondig aan hulle wat die evangelie nog nie gehoor het nie. Jy is mos gehelp. Ons moet 'n ander ingesteldheid kry, ons moet 'n ander fokus kry, as ons ernstig is oor kerkwees. Kerkwees, broer en suster, is ons nie ter wille van onsself nie. Ons doen dit om God te verheerlik. En as dit nie ons fokus is nie, dan het ons bestaansreg verloor. En jy sien dit ook inderdaad gebeur, dat baie kerke, Afrikaans sprekende kerke, is in die moeilikheid vandag, want die fokus is op die kerk. Hier is baie goeie gedeelte, hierdie aanduidinge vir verdere skrifondersoek. Wil ek vir jou sê, kan jou minstens 'n week of langer besig hou. As jy nou wil vir jou persoonlike Bybelstudie nou iets gesoek het, dan wil ek vir jou sê, okay, vat nou net dit. Hier is baie teksgedeeltes, die volgende skriftuurplekke verwys na die persoonlike band met God in die Ou Testament. Gaan soek dit op. Kyk wat kan jy by elkeen van daardie tekste leer oor jou persoonlike band met God. En dan is daar weer ander tekste. Hier is nog bewysplekke vir wat genoem word onder die opskrif persoonlik glo in Jesus Christus. Werk hierdie gedeelte deur en dan kyk jy wat leer jy daaruit, maar bo alles gaan kyk ook wat moet jy doen. Goed, wat beteken die woorde ek glo? Dis 'n persoonlike belydenis. Die woorde ek glo beteken my persoonlike belydenis en jy moet dit ook doen en jy moet ook daarvan sekerheid hê. Wat beteken die woorde ons glo? Dis my belydenis saam met my medegelowiges en hopelik kan ek jou, wat nog buite kan staan, een van my medegelowiges maak, wat saam met my bely. Ons glo met die hart. Wat is die hart? As jy hierdie gedeelte deurlees, dan sal jy sien dat die hart is die diepste wese van die mens, dat die hart is die simbool daarvan. Met ander woorde, in my diepste is daar 'n koneksie met God. My siel is verbind aan God. En vanuit hierdie bron, binne in my, doen ek my belydenis. Glo engele ook? Die engele hoef nie te glo nie, die engele sien God. Die engele weet hierdie dinge van God. Hulle beleef dit saam met God. Diere is nie mense nie, hulle is nie geskep na die beeld van God nie, en daarom glo diere nie. Hoe bely jy met die mond? Deur te getuig, deur te vertel, deur jou belydenis vir iemand te gee, deur uit die Bybel vir iemand te lees, deur vir iemand te bid, deur dood eenvoudig vir iemand uit die Bybel te lees. En al kan jy net dit doen,
Het jy al iets reg gekry? En probeer in jou eie woorde sê wat daar staan. Richard Wurmbrand het ek vir julle verduidelik wie hy was. Baie bekende evangelie werker, sendeling van Roemenië. Hoe word die psalms deur iemand genoem? Dit het ek gemis. Hoe word die psalms deur iemand genoem? Ek dink daai moet julle maar gaan soek. Ek het hom dalk 'n bietjie gemis. Psalms kan ek wel vir julle sê, is baie bruikbaar in die sin van dat jy leer hulle maklik, en veral as jy hulle sing, ek dink psalms is ook, kan maklik jou persoonlike belydenis word, so gaan soek maar 'n bietjie daai ene. Ek het hom nou bietjie gemis. Goed, kom ons kyk die volgende ene. Hoe dikwels kom geloof, glo en geloof in die Ou Testament en in die Nuwe Testament voor. Dit staan ook hier, julle kan dit ook maar net weer gaan opsoek. Ek dink hier staan het, daar het ek het, waar die woord glo en geloof maar ongeveer 30 keer in die Ou Testament voorkom, tref ons dit ongeveer 500 keer in die Nuwe Testament aan. So daar is daardie ene. Goed. Daar is die ene oor die psalms ook. Iemand noem die psalms, dis op bladsy 13, die skree van die gelowige tot die hemel. So daar help ek julle nou sommer met hom ook. Dis dan ook die skree van die gelowige tot die hemel. Die uitroep met ander woorde van die gelowige tot die hemel. Weet nie, skree klink bietjie vir my nie, ek hou eerder van die uitroep. Voltooi, die verbond van God is die is die bedding van die uitverkiesing. Nou dit moet ek dalk net gou verduidelik. Binne die breë bedding van die verbond loop die smal stroompie van die uitverkiesing. Met ander woorde, jy sal byvoorbeeld in die kerk baie mense kry wat gedoop is, maar min van hulle is dalk uitverkies, nee, in 'n sekere gemeente. Nie almal wat gedoop is uitverkies nie. Nie almal wat gedoop is gered nie. So, die verbond van God is die bedding, soos die rivierbedding, en dan is daar die stroompie wat daar deurloop, is die stroompie van die wat waarlik gered is, die stroompie van die uitverkiesing. As voorbeeld hiervan kan ek ook byvoorbeeld noem Jakob en Esau. Beide is toch besny deur hulle vader, maar net Jakob was gered, nie Esau nie. Goed, enige vrae of opmerkings van julle kant af? Ek moet net gou so hier deurblaai, erg baie mense. Baie dankbaar dat julle almal ingeskakel het. Dit is vir my 'n baie besonderse Bybelstudie hierdie, moet ek vir julle sê. Ek geniet dit baie. Ek dink dit is van die basiese en belangrike goed wat ons met mekaar moet oor praat as kerk van die Here. Mag die Here julle in staat stel dat julle kan uitgaan en dat julle vandag kan getuig en die evangelie gaan verkondig aan iemand. En as dit die Here se wil is, mag julle ook vrug op daardie werk van julle sien. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, sterk ons vir die werk wat U vir ons nou weer gegee het en wat ons graag ook wil gaan doen. Ja, Here, lei ons in U weë, maak ons getrou daarin, gee vir ons die gawe van wysheid en insig, gee dat ons met oortuiging en liefde die evangelie sal bring. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi